Dit is stil word tyd rondom die Here se woord vanmôre en baie hartlik welkom liewe vriende by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ek is Dominee Adrian Swart en mag vanmôre se boodskap vir ons elkeen tot baie groot seën wees. Ons is besig met ons reeks wat handel oor die tema Op die wolke van die hemel. En vandag deel 3. Die koning kom om te oordeel. Ons lees saam Matteus 25 vers 31. Wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Wanneer mense aan die wederkoms dink hulle dikwels aan die wolke, die basuin of die engele. Maar die Bybel, broeder en suster, vestig ons aandag op iets nog belangrikers. Wie op die wolke kom? Dit is waar die fokus moet wees. Jesus kom nie terug as 'n nederige kind van Bethlehem nie. Hy kom ook nie terug as die lydende knegg wat bespot en gekruisig word nie. Hy kom terug as die koning van die konings en die regter van hemel en aarde. Vir baie mense klink die woord oordeel dreigend. Tog is die finale oordeel vir die gelowige nie 'n dag van verskrikking nie, maar op 'n dag waarop God sy volmaakte geregtigheid uiteindelik aan ons sal gee en waarin ons dan sal seëvier. Daarom roep hierdie waarheid ons op om ernstig te leef, maar ook met vaste hoop uit te sien na Christus se koms. Ons staan vandag stil by 3 hoofpunte. Die eerste punt is die volgende. Christus sal as die ewige koning verskyn. Jesus sê, wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom. Met sy eerste koms was hy in nederigheid. Hy is in 'n krib gebore. Hy het geen aardse kroon gedra nie. Hy is deur mense verwerp en uiteindelik aan 'n kruis vasgespijker. Maar sy tweede koms sal totaal anders wees. Dan sal die hele skepping sy majesteit aanskou. Geen mens sal hom kan ignoreer of hom verloon nie. Elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Filippense 2 vers 10 tot 11. Vir die wêreld wat hom verwerp het, sal dit 'n ontsettende oomblik wees. Maar vir die gelowige kinders van God, sal dit die dag wees waarop hulle koning uiteindelik openbaar word in al sy heerlikheid. Ons wag nie op 'n onbekende toekoms nie. Ons wag op ons koning. Die tweede punt vir vandag. Christus se oordeel is volmaak en regverdig. Die Here Jesus sal elke mens oordeel. Geen sonde sal verborge bly nie. Geen onreg sal ongestraf bly nie. Geen goeie daad wat uit ware geloof voorgekom het, sal deur hom vergeet word nie. Dit beteken ook dat God uiteindelik alles reg sal maak wat in hierdie wêreld skeef geloop het. Ons leef in 'n wêreld waar boosheid dikwels lyk asof dit wen. Mense word onregverdig behandel. Gelowiges word vervolg. Baie vra, waar is God se geregtigheid? Die antwoord is, dit kom. Die finale oordeel beteken dat God se geregtigheid volkome geopenbaar sal word. Niemand sal hom kan beskuldig van onreg nie, want sy oordeel is volmaak. Dit behoort ons ook tot selfondersoek te bring, geliefdes. Ons leef elke dag voor die aangesig van God. Ons woorde, ons dade en selfs die gesindheid van ons harte is alles aan hom bekend. Dan die derde punt. Ons sekerheid lê in Christus alleen. Wanneer ons van die oordeel hoor, kan ons maklik vra, sal ek kan bestaan? Die evangelie gee egter vir ons 'n wonderlike antwoord. Die gelowige vertrou nie op sy eie goeie werke nie. Ons hoop rus dus nie op ons eie geregtigheid nie,
maar op die volmaakte geregtigheid van Jesus Christus. Hy het reeds die oordeel wat ons verdien het, aan die kruis gedra. Daar aan die kruis het God se heilige toorn oor die sonde op Jesus neergekom, sodat almal wat in hom glo nie veroordeel sal word nie. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wanneer Christus as regter kom, is hy terselfdertyd ook ons verlosser en ons voorspraak. Daarom sien die gelowige nie met vrees na die wederkoms uit nie, maar met blydskap en met verwagting. Die wederkoms, broeder en suster, herinner ons dat die geskiedenis nie doelloos voortgaan nie. Dit beweeg na die dag waarop Jesus Christus in heerlikheid sal verskyn. Op daardie dag sal elke mens voor hom staan. Vir die wat hom verwerp het, sal dit 'n dag van oordeel wees. Vir die wat in hom glo, sal dit die dag wees waarop hulle geloof in aanskoue verander. Leef daarom elke dag in die lig van daardie groot dag wat kom. Nie uit vrees nie, maar uit dankbaarheid teenoor hom wat reeds jou oordeel aan die kruis gedra het. Vra jouself vandag, broeder en suster, is Jesus vir my net 'n verlosser? Of ook die koning aan wie ek my lewe onderwerp? Leef ek met die bewussyn dat ek eendag voor Christus sal staan? En rus my sekerheid op my eie prestasies of op Jesus Christus alleen? Mag ons gebed vandag wees: Here Jesus, dankie dat U my regter en my verlosser is. Leer my om elke dag heilig te leef, met my oë gefestig op die dag, wanneer U op die wolke van die hemel sal verskyn. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie kosbare boodskap vandag uit U woord. Dankie vir die voorreg om U kinders te mag wees, en dat ons mag uitsien na die wederkoms van Jesus Christus ons Here. Laat daar 'n verwagting in ons harte wees, dat Jesus sal kom en ons saam met hom kan wees tot in ewigheid. Baie dankie vir soveel seëninge en voorregte uit U hand. Seën ook vir ons hierdie mooi dag en vul ons harte met U vrede. In Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag.